Ons gaan 'n gedeelte saam lees in Genesis 37. Ek is opgewonde want ons begin met 'n nuwe hoofstuk. En dit is 'n nuwe episode basies in die verhaal van Genesis. Ons gaan begin praat oor Josef. Genesis 37, kom ons lees vanaf die tweede vers. U sal onthou dat ons verlede week gepraat het oor vers 1, want dit hoort eintlik by die geslagsregister van Esau, waaroor ons verlede week gepraat het. Maar die volgende hoofstuk begin eintlik by vers 2, met hierdie woorde. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Dis net tot daar wat ons saam lees vanoggend uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons bid saam. Ek gaan vra dat die manne, vir wie dit moontlik is, sal staan en dan nader ons tot die troon van genade. Here, ons wil vanoggend U lof en U dank toesing. Ons het vooraf al liedere gesing waarin ons U goedheid nie kon ontken nie. Ons het besef daarin, U is 'n goeie Vader, grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Ons wil saam met die psalmdigter sê, gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom in sy voorhowe, aanbid die Here in heilige gewaad. As ons voor U kom, is dit met die bewussyn, U is heilig. Ons het nie te doen hier nou met 'n mens of die gedagtes van 'n mens nie. Daarom wil ons versigtig wees as ons voor U verskyn en ons wil voor U neerbuig en bewus wees van die waarheid waarmee U ons bedien. Dankie dat ons bevoorreg is, begenadig is, dat U na ons toe neerbuig en ons raak sien. Wat het ons gedoen om dit te verdien? En ag Here, sal U met ons kom praat. Hier is bekende dinge waaroor ons gaan gesels. Sal U die woord in ons harte breek soos wat U alleen kan, soos wat 'n mens brood breek, dat dit ons sal voed, dat dit ons sal lei, dat U ons daardeur sal help. U naam ter ere. Amen. Van kleintyd af hou ek baie van die verhale in die Bybel. Klassieke verhale.
Ek het nog altyd gesê, die beste verhale is die Bybelverhale. Ek kan nie verstaan hoekom die ouens nie meer films maak van die verhale in die Bybel nie. Somstyds kry Hollywood dit in die hande en dan buig hulle dit so, jy kan dit amper nie herken nie, en daarvan hou ek nie. Maar die Bybelse verhale is die beste. Die gedeelte waarby ons nou begin, staan bekend ook as deel van die klassieke literatuur. Die letterkunde is verstom as jy dink aan sommige van hierdie verhale. Ek bedoel, wie van ons ken nie, en selfs as jy nou na die wêreld toe gaan, watter mense ken nie die verhaal van Dawid en Goliat en Jonah en die vis en al hierdie Daniël in die leeukuil, dis goeie verhale. Maar van hulle is Josef se verhaal een van die bestes, indien nie die beste nie. Elke keer as ek met die kinders praat, dan sê ek vir hulle, hierdie is een van my gunstelinge, en nou, dankie basies enigeen in die Bybel vat, want hulle almal is een van my gunstelinge. Maar Josef se verhaal is regtig so vol, so ryk. As jy dink aan die spektrum, as jy letterkundige, as jy skrywer is en jy soek na 'n verhaal wat al die emosies sal dek, wat die hele spektrum van menslike belewennisse gaan dek, dink aan Josef. Dink aan, meeste van ons ken die verhaal, maar dink aan dit wat hy moes deurmaak, die drama wat deel vorm van hierdie verhaal. Inteendeel, ek onthou so goed as nou die dag toe ek nog in my persoonlike leesprogram Genesis gelees het, nie lank terug nie, hoe my hart eintlik ontroer was, toe ek by die gedeelte kom waar Josef bekend moes word aan sy broers, en hoe hy self gehuil het oor die spesifieke, die hele gedagte van die emosies wat daarmee saamgaan, die belewenis wat hy moes gehad het. Dink aan die verhaal. En wat hierdie verhaal so merkwaardig maak, is bloot die feit dat dit nie net 'n mooi storie is nie. Ek verkies die woord verhaal, maar alhoewel storie is nie verkeerd nie, maar dit is nie sommer maar net 'n storie nie. Dit is deel van die geskiedenis. Josef was 'n geskiedkundige karakter, 'n persoon wat werklik geleef het. 'n Persoon wat nie net 'n appel op jou verbeelding maak as jy die verhaal lees nie, maar 'n persoon wat jy weet, hy het dit so beleef. Histories is dit waar. Dit het gebeur. Werklike persoon, werklike gebeur. Daarom is dit realisties. Ons kan daarmee assosieer. Hierdie verhaal het natuurlik baie verskillende weergawe geïnspireer. Die bekendste is Andrew Lloyd Webber, hy het 'n musiekblyspel mos wat Joseph and his Amazing Technicolor Dreamcoat. Nou, ek is nie groot op die musiekblyspelle nie, want dit kan partykeer ook 'n ding so buig. Ek kyk daarna en dan probeer ek die storielyn volg en hulle buig partykeer goed. Fantasties gedoen, baie goed gedoen. Maar as jy na die Bybelse geskiedenis kyk en jy lees die verhale, soos wat die Bybel dit vir ons gee, ek wil jou aanmoedig, gaan na die verhaal van Josef. Josef gaan ons nie net leer van hierdie merkwaardige lewe en van sy groot geloof wat hy gehad het en alles wat hy gedoen het nie, maar eintlik wil ek poog, dis wat ons doen van die begin van Genesis af, om met die behandeling van Josef se verhaal vir u te wys hoe die goue draad van die evangelie reg deur die Bybel loop. Dit is die verhaal waarin God aan die werk is om verlossing te gee aan die mensdom. Uiteindelik gaan dit by die Here Jesus uitkom. Uiteindelik moet ons boodskappe by die Here Jesus uitkom, want dit is waaroor dit gaan. As jy dit mis, dan mis jy die betekenis van die verhaal. Ek het vir die verlede week al gesê, dis waar ons nou begin lees het vers 2. Dis die 10de en die laaste keer in Genesis wat ons gaan lees van, dit is die geskiedenis van. Hy begin so in vers 2, dit is die geskiedenis van Jakob. Dit is die geskiedenis van, dit is hierdie, die Hebreëse woord is toledoth, wat letterlik beteken, dis die geslagsregister of die gebeure, dit word, verskillende woorde kan dit vertaal word, maar dis waaroor dit nou gaan, die laaste hoofstuk, is die 10de en die laaste keer in Genesis wat ons dit gaan teekom, en dit gaan strek tot aan die einde van Genesis. Nou hy begin so, dit is die geskiedenis van, en in die geval, Jakob, want dit gaan oor 'n familie. Jakob was Josef se pa, en hierdie uitdrukking, dis die geskiedenis van, sê maar net, dit is wat hierna gebeur het. Dit is wat in sy lewe gebeur het, en dit is wat na sy lewe gebeur het. En soos die geskiedenis van Jakob, is hierdie verhaal dan nie net oor Josef nie, dit gaan
eintlik oor die familie. Dit gaan oor daai lyn wat ons gaan volg. En dit bring vir ons by ons eerste hoofgedagte vanoggend. En dit is 'n oorsig. Nou hier is eintlik is hierdie eerste 11 verse 'n tipe van 'n voorbereiding, 'n inleiding as jy wil. Die eerste hoofstuk is altyd om die agtergrond, die milieu, is 'n mooi woord, te skilder van waarmee is ons nou besig. Hier is die agtergrond. Daar's 'n oorsig oor 'n baie besondere familie. Genesis 37, ons het vers 2a gelees. Dit is die geskiedenis van Jakob. Jakob se familie is hier ter sprake omdat dit so 'n belangrike familie is. Abraham, Isak, Jakob, die 3 aardsvaders. Hulle was die patriarge. Hulle was die ouens wat die verbondsbeloftes van die Here gekry het. Dit begin by Abraham, dit het oorgegaan na sy seun Isak en toe Jakob en nou gaan ons verder met Josef. Dit was eers aan Abraham gegee en onthou u hoe dit begin het met Abraham. Die belangrike is dat u sal onthou, dit was nie omdat Abraham so 'n fantastiese, gelowige mens was, dat die Here by hom gaan staan en gesê het, hoor, hiermee kan ek werk, kom ons vat hom. Nee, dit het begin met genade. Dit het begin met God wat gesê het, ek gaan hier in Abraham, toe hy nog 'n afgoddienende heiden was, het God gesê, met hom gaan ek 'n verbond sluit, met hom gaan ek werk, en ek gaan hom leer, ek gaan vir hom genade gee. En dan praat jy oor ons noem dit die dogmas van genade. Die Engelse term is eintlik die bekendste, the doctrines of grace, né? Die feit dat God red. Dit begin altyd by God. Die inisiatief kom van die Here se kant af. Dis nooit die mens wat God soek nie. Dis nooit die mens wat kies om die Here te dien nie. Dis hy wat uitreik. Dis hy wat moeite doen. Dis hy wat daardie bemoeienis met ons maak. Nou sommige mense hou nie van hierdie dinge nie. Ons gaan nou, as die Here wil in ons leef, volgende Sondag aand, as ons weer bymekaar is, gaan ons 'n bietjie kyk. Ons is besig om te praat oor die leerstellings van Logos, en dan gaan ons praat oor hierdie dinge baie meer sistematies, maar die evangelie van genade, die feit dat dit God is wat kies, God is wat werk, is vir sommige mense afstootlik. Dis afstootlik vir die selfregverdigende ouens, want genade neem die eer weg van die mens af en dit gee die eer aan God. Alle eer aan God. Dis hoekom die gereformeerdes van die dogmas van genade hou. Want ons sê alle eer aan God. Soli Deo Gloria. Dis niks wat ons gedoen het nie. God kry al die eer. Hierdie familie van Jakob was nie meer verdienstelik as ander mense nie. Hulle was nie beter as ander gesinne of as ander families nie. Die hele tyd toe ons nou van Abraham af hierdie familie bestudeer het, sal u onthou hoe die verhaal baie eerlik, trouens, soms so blaatant hulle sonde uitgelig het en gewys het, verbasend eerlik was met betrekking tot hulle sondes en hulle booshede, dat jy gesien het, dis gewone mense. En as ons praat van gewone mense, dan sê ons, hulle was sondaars. Hulle is nie soos wat die Bybel, soos wat mense, verskoon tog, soms wil maak, met 'n stralekrans hier om hulle koppe gebore, en hulle was iets anders as die ander, omdat hulle so heilig was. Hulle was gewone mense, gewone sondaars, maar God het hulle begenadig. Alle soorte ongeloof en dwaasheid is blootgelê in hierdie verhaal tot dusver. En dan kan jy die vraag vra, nou hoekom dan hierdie familie? Hoekom het God Abraham gekies? En na Abraham, Isak. En na Isak, Jakob. En na Jakob, Josef. En jy sal onthou, dit was nie altyd die eerstgebore nie. Daar was redes hoekom God gekies het wie hy gekies het. Hoekom? Hoekom noodwendig hierdie familie? En die antwoord is, want dis hoe God se verlossing werk. Hy kies soewerein wie hy wil. God se soewereine keuse is hoe hy sy barmhartigheid en sy genade aan 'n sondige wêreld bekendstel. Enigeen is welkom. Maar die feit van die saak is, niemand wil kom as die Here nie trek nie. Dit maak hulle dus werklik 'n belangrike familie. 'n Familie waarvan God gesê het, hier gaan ek my genade gee, en deur hulle gaan ek vir die wêreld genade gee in my seun wat nog gaan kom. Dis alles op pad na die Here Jesus toe. Nou as jy wil terugkyk in die geskiedenis en vra, wat doen God dan te midde van al die wêreldryke? Die wêreldgeskiedenis was, terwyl Jakob daar in Kanaan gebly het,
was die wêreldgeskiedenis aan die gang. In Mesopotamië was daar 'n wêreldryk, die sterkste ryk op daardie stadium. Waar was God aan die werk? Waarmee was hy besig? Sy fokus, hy's natuurlik oral besig, want God is oor alles. Maar sy fokus was op hierdie gesin, op hierdie familie. Sy fokus was op hierdie obskure familie, nie op wêreldryke en die gebeure nie. Jy sal niks oor Josef of Jakob noodwendig in die annale van Mesopotamië gaan vind, of in die geskiedenisboeke gaan kry nie. Jy kry dit in die Bybel. Hoekom? Want die sekulêre geskiedenis wil hulle baie keer ontken. Hulle wil sê, dit is fiktiewe karakters, hulle het nie regtig bestaan nie, of wat dit ook al mag wees. Maar die feit van die saak is, hulle was so onbeduidend, terwyl die geskiedenis hulle nie raak sien nie. Dis die hele punt van die evangelie. God kies nie altyd die slimmes en die rykes en die mooies en die, talentvolle ouens nie. Hy kies wie hy wil. En soms, meer as wat ons dink, kies hy die geringes. Hy kies daar die obskure. Hier is 'n familie wat bywoners is in 'n land wat nie eens aan hulle behoort nie. Hulle is bywoners in Kanaan, dis aan hulle nageslag beloof. Om die waarheid te sê, hulle is op die punt om Egipte toe te gaan, waar hulle vir 400 jaar slawe gaan wees. Dis nie 'n volk met wie jy wil ophou as jy geskiedenis bestudeer nie. Hulle is so nikszeggend, hulle is so niks. Hulle is eintlik niemand. Maar dit was die punt van die evangelie. Deel van hierdie boodskap is dis God se verhaal. Dis God se verhaal. Hy het dit beplan, hy het dit uitgevoer, hy's besig om te werk, en nou gaan hy om sy doel te bereik, gaan hy vir Josef gebruik om vir Israel, die hele familie, wat nou 12 stamme is, wat 'n groot nasie gaan word, Egipte toe te kry, sodat hy hulle kan verlos. Hoekom? Want dit gaan oor sy eer. Dis 'n besondere familie, hierdie Toledoth van Jakob. Dit was nie net 'n besondere familie of 'n belangrike familie nie, dit was ook 'n besonder gebroke familie. Hulle het baie disfunksioneel, ons het nou al van hulle goed gesien. Dinge wat jy dink, maar kan dit waar wees? Hoe versoen jy dit met die geloofshelde? Hoe kry jy hierdie dinge uit by die manne wat 12 stamme van Israel gaan word? Interessant net, as jy dit lees, gaan jy dit dalk nie opmerk nie, maar die woordjie broer, ak, dink ek is dit in Hebreëus as ek reg onthou. Hy verskyn meer in Genesis 37 as in enige ander hoofstuk in Genesis. En tog, as jy die verhaal ken, daar's nie baie broederskap hier nie. Maar die woord broer is algemeen. Broer en broeder, broers. En so wys hierdie familie eintlik vir ons hoe sonde werk, nie waar nie? Dis maar hoe die wêreld is. Sonde sluip in. Hy kom in die wêreld, hy kom in gesinne, hy kom in huwelike tussen ouers en kinders. Sonde kom in en hy verwoes en hy bederf alles, selfs die mees geseënde verhoudings. Ja, selfs hier by die pastorie, selfs by kerkmense, sonde is deel van ons bestaan. Is niks vreemd nie. Ons sien dit alles in Genesis 37 en ons gaan dit sien in die res van die verhaal van Josef. God se genade is egter ook daar, né? God se genade is aan die werk om verhoudings te herstel. Hy gee vir ons genade dat ons huwelike en ons kinders en al die dinge reg kan wees, dat ons daaraan kan werk en dat ons, hoekom? Want God red sondaars. Dis wat hy doen. Hy gryp met sy barmhartigheid, gryp hy in en dit gee vir ons hoop. Want al het ons littekens, al het ons merke wat die sonde laat, God gee genade. En hy gebruik mense soos Jakob. Hy gebruik mense soos 'n Josef. Hy gebruik mense soos ek en soos u. Hy red hulle en hy gee genade dat sy barmhartigheid 'n getuie kan wees vir die wêreld. Nou teen die agtergrond van hierdie belangrike en gebroke gesin is Josef. Dis nou uit hierdie gesin wat Josef kom. Vir die volgende 14 hoofstukke gaan ons daaroor praat. En hy's 'n oorgangsfiguur as jy wil. Hy's die ou wat God gaan gebruik om die nasie Egipte toe te vat. Deur hom gaan die verhaal verskuif as ware van Kanaan na Egipte, van Genesis as jy wil na Exodus, want Exodus is deel van God se plan. God gaan Josef gebruik. Dit bring ons by die tweede hoofgedagte. En dit is nie net 'n besondere familie nie, maar 'n besondere
seun. Ons leer hom ken in vers 2 wat ons ook gelees het. Dis die geskiedenis van Jakob, dis die Toledot van Jakob, Josef. Goed, so Jakob is nog die aardsvader, Josef is die karakter waarby ons gaan stil staan. Een manier waarop jy die prominensie van Josef sien in die Bybel, is as jy oplet hoeveel hoofstukke aan hom gewy word. Het jy geweet, die Bybel gee vir ons 14 hoofstukke waar hy praat van Abraham. En hy vertel in 14 hoofstukke vir ons van Josef. Dis 'n prominente, dis 'n baie belangrike karakter. Josef was die eerste seun, nie die eerste seun van Jakob nie, hy het ander seuns gehad, maar hy was die eerste seun van Jakob se geliefde vrou, Rachel. Julle onthou die verhaal, sy wou kinders hê, sy kon nie kinders hê nie. En toe Josef kom, die Here gee vir haar genade en sy het vir Josef, toe is sy die seun van Jakob se ouderdom, sê die Bybel. En hy het hom lief gehad, hy het hom voorgetrek, hy het hom spesiale guns gegee. En weer eens, om die waarheid te sê, baie van die drama in Josef se lewe, en kyk, hy gaan nog drama hê, hier kom groot drama. Baie van die drama wat Josef gaan beleef, is direk as gevolg van Jakob se voortrekkery. Jakob het Josef voorgetrek, voor die ander. Vers 3, ons het dit gelees, en Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En mense sou dink, Jakob het jy nie 'n les geleer nie, want jy onthou, Isak was mos liewer vir Esau, as gevolg van die wildsvleis, en sulke goed moet vir jou laat besef, ek moet nie dieselfde struik as my pa trap nie, ek moet nie dieselfde pad loop as my pa nie, ek moet lesse leer, ek moet, jy weet, maak notas, hou dit hier in jou agterkop. Mense sou dink, Jakob sou 'n les leer, maar hy het nie. Hy het Josef lief gehad, en hom voorgetrek, glad nie 'n goeie verhouding gehad met die ander seuns nie. Onthou julle wat het gebeur met Dina en die Segemiete in Genesis 34? Dit was 'n bewys dat daar 'n breuk was. Op een of ander manier het hulle net nie 'n goeie verhouding gehad nie. Later het Ruben gekom en hy het letterlik saam met sy pa se byvrou gaan slaap, en ek het vir u gesê destyds, dit was 'n bewys, hy wou die huis oorneem, hy wou Jakob van die troon afstoot as het ware, as leier onttroon, en sê ek is nou die leier. Dit wys, dinge is nie lekker nie. Nou hier is 'n stuk raad, en ons moet nou 'n toepassing maak. Ouers het uiteraard verskillende verhoudings met hulle kinders, want kinders verskil. Die van u wat 'n tweeling het, sal weet selfs tweelinge verskil. Hulle is nie presies dieselfde nie, al is hulle identiese tweeling, hulle verskil. En soms is ons geneig om dalk 'n bietjie meer met een, makliker met een oor die weg te kom, bietjie meer aandag te wil gee aan die een as die ander. Maar die probleem is, ons liefde moet versprei wees. Ons liefde moet eweredig, so gelyk as moontlik versprei word tussen ons kinders, anders maak jy vir jouself probleme. Josef word geskilder in die lig van hierdie voortrek. Hoor nou wat sê vers 2 wat ons gelees het. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. Nou as die Bybel hier sê, Josef het as seun, dan probeer die Bybel nie vir ons sê hoe oud hy was nie, alhoewel hy vir ons sê hy was 17, maar dit is meer 'n posbeskrywing wat Josef gehad het. Om te sê hy was 'n seun, sê hy kon nog nie werk nie. Hy het nog nie soos sy broers werk gehad om die skape op te pas of jy weet iets te doen nie. Hy was nog 'n seun. Hy moes sy broers help met die werk. Daarom gebruik ek die woord posbeskrywing, dis dalk die beste verklaring. Verskoon nou die Grieks, maar dis soos 'n toolboy, jy weet, hy moes nou die seun wees wat die kas dra en wat aangee as die ander broers werk. Dit was sy posbeskrywing. Hy was nog te jonk om self te werk. Nou ons weet dat die ouer broers nie van hom gehou het nie, maar wat volgende gebeur, het dinge eintlik vererger, en dit bring ons by ons derde hoofgedagte. Josef word deur sy broers gehaat. Dis 'n harde woord, maar dis wat die Bybel gebruik. Vers 2 het ons gelees, en Josef het die slegte gerug oor hulle, dis nou oor die seuns, na hulle vader oorgebring. Dis nou sy halfbroers, kan jy sê. Maar Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring.
Nou, jy hoef nie te wonder nie. Daar's 'n uitdrukking wat ons in Afrikaans gebruik. Ek is nie altyd seker of dit 'n baie goeie uitdrukking is nie, maar ons gebruik dit in die volksmond. Ons praat so. Dan sal ons sê, jy hoef nie te wonder of die broers aangejaag het nie. Hulle het, want hulle is jong manne en hulle was woelig. Pa was nie daar nie, en dis wat jong manne doen as pa nie by is nie. Hulle jaag aan. En Josef, terwyl pa buite sig was, het Josef vertel van alles wat hulle gedoen het. Baie kommentare wil Josef beskryf en laat blyk dat Josef net goed gedoen het. Maar weer eens, Josef was 'n mens. Hy was 'n sondaar, net soos ons. Hy was 'n 17-jarige tiener, 'n sondaar, en die realiteit daarvan is, as jy kyk na die bloot net die uitdrukking in Hebreëus, slegte gerug beteken iets skadeliks. Hy wou hulle naam by hulle pa sleg maak. Hy wou hulle laat sleg lyk by Jakob. So hy het al die slegte goed vir sy pa vertel. Moontlik waarheid vertel, maar goed wat onnodig was dat hy vertel, want hy wou hulle laat sleg lyk sodat hy kan goed lyk. Vanuit hul perspektief is hy besig om net vir hulle die lewe moeilik te maak. Want hy wil homself laat goed lyk. En u ken dit. Ons kry dit nie net in gesinne onder boeties en sissies nie, want dit is mos altyd lekker om stories te vertel, né? Maar jy kry dit ook in die werksplek, in die kantoor, of in die werkswinkel waar jy besig is, nie waar nie. Daai een ou wat altyd na die baas toe hardloop met stories, hy vertel altyd vir die baas, hoekom doen mense dit? Weet jy hoekom doen hulle dit? Want is geneig om te werk. Die baas hou van sulke ouens, want hy hoor wat gaan aan. Dis effektief. En wat het Jakob toe nog gedoen in reaksie op Josef se stories aandra? Hy het daarvan gehou. Om die waarheid te sê, ons het gelees vers 3, hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Nou dink saam met my, as jy nou gaan kyk na die King James vertaling, dan gebruik die King James vertaling die Griekse en die Latynse uitdrukking wat verwys na 'n veelkleurige rok. Maar ek moet nou vanoggend die babbelbars, verskoon my, maar dis nou die realiteit van die saak is, dit was nie noodwendig 'n veelkleurige rok nie. Dit kon wees, ek gaan nie daarmee stry nie, want koninklik is dit hierdie veelkleurige rokke of kleed aangetrek om te wys hy's belangrik en hy's ryk en so voort. Dit kon wees, maar die woord wat gebruik word met lang, hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Die Afrikaans het hom baie goed vertaal, wys letterlik na die palm of die voetsool wat die direkte betekenis het. Sy pa het vir hom 'n kleed gemaak, rok, 'n kleed wat lang moue gehad het en wat tot op die enkels gehang het. En weet jy wat was dit? Dit was die drag van leierskap, van die toesighouer. Die een wat aangestel is oor ander dra so lang rok. So dit was 'n kleed wat tot by die enkels en tot by die hande gestrek het. En daardeur is Jakob besig om te sê, Josef is leier oor julle. Dis wat Jakob doen. Kan jy sien hoekom sy broers hom gehaat het? Dit was nie net 'n kwessie van voortrek, julle kry almal tweedehandse klere, ons praat van hand-me-downs, né? Ek het altyd my neefie se skoolklere, ek het baie min nuwe skoolklere gehad, ek het altyd my neefie se gekry. Hand-me-downs. Nee, Josef kry nuus, nie net dit nie, dit was ook, Josef kry 'n ereklere baadjie. Hy kry die beste, want hy is die hoofseun. Hy gaan oor julle toesig hou. Hy is die leier, hy is die toesighouer, julle is die werkers. Dis wat Jakob doen. Hy maak 'n duidelike verklaring met dit wat hy doen. En Josef word gehaat. Sy broers kry die boodskap. Ons is die huurlinge, hy is die toesighouer. Supervisor, né? Ken ons nou die woord. Kan jy verstaan hoe dit hulle haat aangeblaas het? Om alles te kroon, Josef openbaar 'n gevoel van meerderwaardigheid met 'n paar drome. Ons het in vers 5 gelees. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehad. Nou in Josef se verhaal kan jy sien dat drome kom altyd in twee. Is interessant. 2 drome hier, 2 drome toe hy in die tronk is, 2 drome by Farao, is altyd in pare. En hy sê later selfs vir Farao, dis 2 drome om die sekerheid daarvan te bevestig, om die waarheid daarvan te bevestig.
So sy eerste droom, vers 6 en 7, hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan, en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom, en hulle voor my gerf neerbuig. Nou, julle weet mos as daar 'n droom is, party ouens glo nog steeds aan drome vandag. Dit is nou, as jy nou skewe teologie wil sien, dan moet jy met drome by my kom, want dit kan enigiets beteken. Maar hulle het nog nie 'n Bybel gehad nie. Dis hoe God met hulle gepraat het. Maar as daar nou ooit is 'n droom was wat nie 'n verklaring nodig gehad het nie, was dit hierdie droom. Want die seuns het presies geweet wat bedoel word. Hulle het presies geweet wat die verklaring was, wat hy vir hulle wou sê, vers 8. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. So hierdie drome is so eenvoudig, enigiemand kan dit verstaan. O, jy is nou die baas. Jy is nou die een voor wie ons moet neerbuig. Weereens, vriende, Josef was 17 jaar oud. Hy was nie net naïef en onskuldig nie, hy was ook 'n tiener. En hy was bewus van sy broer se haat. Maar hy was beslis nie baie wys op hierdie stadium nie. Hoekom vertel hy vir hulle die droom? Dis moeilikheid soek, in die ergste graad. Iets noemenswaardig. Drome, reg deur Genesis tot dusver, het jy agtergekom, dis hoe die Here gepraat het met Abraham, dis hoe die Here gepraat het met Isak, dis hoe die Here gepraat het met Jakob, nou praat die Here met Josef. Hy gee vir hom hierdie drome, of dit word ook vertaal met visioene. Hy gee vir hom hierdie openbarings. So wat Josef eintlik beweer, wanneer hy die droom vir sy broers vertel, is nie net, ek is pa se gunsteling nie, maar ek is die uitverkore werktuig van God, en julle gaan voor my neerbuig. Dis wat hy vir hulle sê, want hy openbaar iets wat die Here vir hom gesê het, in 'n droom. Hy is egter nie klaar nie, want hy het 'n tweede droom, en die keer is sy pa betrek, hy het dit later vir sy pa ook blykbaar vertel, vers 9, daarna het hy nog 'n ander droom gehad, en dit vir sy broers vertel, en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, en die son, en die maan, en die 11 sterre, het hulle voor my neergebuig. Dis maklik, 11 sterre, 11 broers, weer eens, jy het nou nie 'n teologiese graad nodig om te sien, wat probeer Josef nou vir ons hier sê nie, en die son en die maan, dis pa en ma. So toe hy dit vir sy pa sê, vers 10, toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? Wel, dit is hoe die verhaal van Josef begin. Hy kom voor as 'n begunstigde, bedorwe, maar ook baie gehate, ongewilde tiener. Dis hoe ons hom leer ken. Ek dink hy was 'n betroubare seun. Jakob sou dit graag wou glo, want hy het vir sy pa alles vertel. Betroubaar, hy het gedoen wat sy pa gesê het, maar hy het 'n uitstaande karakter gehad, te midde van die feit dat hy onvolwasse, onwys, en al die, hy was mens. Daar's egter iets interessants in 'n naskrif, is amper soos 'n naskrif wat gegee word in vers 11. Sy broers was afgunstig op hom. En dan hierdie woorde, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Ek dink, Jakob het heel moontlik besef, dis die Here wat met Josef. Hy het nie verstaan wat hier aangaan nie, en hy het hom bestraf in die openbaar, maar hy het vermoed, dis 'n woord van God. Daar was iets wat Jakob laat dink het, en dit laat ons dink aan die woorde van Maria, wat gesê word, toe sy by geleentheid, toe Jesus 12 was, en hulle in Jerusalem is, julle ken die storie, en hy daar agter gebly het, en toe hulle hom kry, toe sit hy in die tempel. Ek bedoel, as jy 'n jong ouetjie soek, soek jy hom nie by die kerk nie. As hy weggeraak het, is hy langs die viswater, of hy's, jy weet, iewers waar hy besig is om aan te jaag, as ek nou weer die geleentheid, die woorde kan gebruik, jy gesoek hom nie in die kerk nie. Hierso sit Jesus in die kerk, en hy redeneer met die ouderlinge, hy's besig om met hulle te praat oor Bybelgoed, en hulle is verstom, maar dan lees ons in Lukas 2 vers 51, en sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Is ook so net 'n naskrifie wat gesê word, hier's iets wat Maria besef het, dis anders. Jakob het dieselfde belewenis gehad. Hier's iets anders. God praat met hom, hier kom dinge. Nou wel, die verhaal van Josef sluit ook sy 11 broers in. Elkeen van hulle sal 'n stam in Israel word. Elkeen van hulle 'n
naam. Dis die name van die 11 stamme wat later 12 sal word van die volk van God. Maar die teks gee vir ons 3 redes waarom hulle hom so gehaat het. Ek wil dit net vinnig uitlig. Die eerste een is die voortrekkery van die pa, vers 4. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Daai vriendelik met hom praat, is eintlik mooi, is eintlik letterlik in die Hebreëus. Hulle kon nie vir hom shalom sê nie. Dis hoe die Israeliete gegroet het. Shalom. Shalom. Dis vrede vir jou. Dis 'n mooi manier om te groet, shalom. Josef sal inkom, hulle is besig om te werk of in die kombuis, waar ook al, en dan sal hy sê: "Môre manne, shalom." Hulle sê dit nie vir hom nie. Hulle draai hulle rug na hom toe. Hulle wil nie met hom praat nie. Hulle het nie van hom gehou nie. Daai haat gaan oor na geweld. Daai geweld gaan later word, hulle wil hom doodmaak. So dis waarom Jesus in die bergpredikasie vir ons sê, as jy iemand in jou hart haat, is die 6de gebod wat jy breek. Jy hoef nog nie die 9mm oor te haal en om teen sy kop te druk of 'n mes skerp te maak. Jy hoef nog nie eens te kom by wapens bymekaar maak nie. As jy hom in jou hart, in jou gemoed, in jou gedagtes haat, dan sê die Bybel, Jesus sê, dan het jy hom klaar doodgemaak. Want hierdie goed het 'n lyn, dit loop altyd saam. Wees versigtig vir die innerlike sondes. Daar's geen uiterlike nie, maar wat gaan in jou hart aan? So die broers, die tweede rede hoekom hulle hom gehaat het. Ons gaan sien hierdie woede wat moord word. Tweede rede is hierdie spesiale kleed, hierdie kleed van opsigterstatus. En die derde rede is die drome wat hy gehad het. Vers 5 het ons gesien, ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Nou die drome was werklike openbarings. Ons weet as gevolg van die feit dat ons die verhaal ken, dis wat gebeur het. Josef weet nie wat gaan gebeur nie. Hy verstaan nog nie regtig hoe dit gaan uitspeel nie, maar hy het hierdie regte droom, realiteit. Hy vertel dit vir hulle. Jakob hoor dit, hy raak kwaad. Hoe kan dit wees? Want hy weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Maar dis hoe God met Abraham gepraat het, dis hoe God met Isak gepraat het, nou praat God met Josef, hy het met Jakob ook so gepraat. Die broers moes ten minste net gedink het, hoorie, hoekom praat God met hom en nie met ons nie? Miskien moet ons net dink oor hierdie scenario. Wat is dan fout met ons? Hoekom praat die Here dan nie met ons nie? En die antwoord op daai vraag is, wat is fout met ons? Daar's baie fout met hulle, ons weet dit, want ons ken hulle, né? Josef was egter meer bekwaam. Dis wat die Bybel vir ons sê. Josef was 'n man wat drome kon uitlê. God het met hom gepraat. En wat hulle gehad het, was sondige afguns. Hulle het hulle self verlustig in hierdie haat. En hulle het miskien heel moontlik bymekaar gekom en praat hulle net oor, wat gaan ons vir hom sê? Wat gaan ons met hom doen? Hoe kan ons hom doodmaak? Kom ons maak 'n plan om hom poets te bak. Dis alles wat, dis waaroor hulle tyd gegaan het. Dis waaroor hulle gepraat het as hulle saam was. Josef was die dromer. Hy het meer tyd spandeer om te dink oor hierdie drome ensovoorts. Nou ek wil hê jy moet weet, afguns in ons hart wys eintlik ons ontevredenheid met dit wat die Here vir ons gegee het, wat die Here vir ons afgeweeg het. Ek kyk na die Jonese en ek sien, is nou alweer 'n nuwe kar, of dis nou alweer dit of dat. En dan raak my hart vol afguns, en ek is in my kop besig met gedagtes van afgunstigheid, eerder as om te sê, Here, dankie vir dit wat ek wel het. Dankie vir dit wat U wel vir my gee. Want wat ons eintlik doen is om vir die Here te sê, ek is ontevrede met die manier wat U my hanteer, en met die manier wat ek dan nou die lewe beleef. Ons is mos gedurig op soek na maniere om mense se klop op die skouer te kry. Ons is gedurig op soek na 'n goeie getuienis. Mense moet vir ons sê, jy het goed gedoen, en ek hou eintlik die meeste van jou, en jy is my beste, jy is my gunsteling. Ons wil dit almal hoor. En as ons dit nie kry nie, en iemand anders lyk goed, dan kom hierdie afguns. Dis 'n baie lelike, dis 'n baie onaangename, maar 'n baie sondige gesindheid in jou hart. As ons nie prominent is nie. Dis vir ons moeilik van nature, dis vir die natuurlike mens moeilik om homself te verneder, sodat God die eer moet kry. En selfs as iemand anders iets goed kry, dan wil ons in sy plek staan. Ons wil nie buig en sê, Here, U het dit goed gedink om daardie persoon te bevoordeel nie. So jy sien die broers,
Jy sien die probleem wat hulle gehad het. Jy sien vir Josef. Almal van hulle in sonde. Die meeste van hulle met vrot verhoudings. Die meeste van hulle wys hulle ontevredenheid teenoor God en minagting teenoor hulle pa ensovoorts. Maar ek dink iets wat ons moet raak sien is dat Josef was deur God begunstig. Hy was iets besonders. Ons gaan hom bestudeer. William Blakey, een van die kommentaare, skryf hieroor en hy sê, that hatred wasn't all about the unfairness of Joseph's favor. Die haat wat sy broers van hom gehad het, was nie net omdat sy pa hom voorgetrek het nie. Hy sê, the deepest cause of their hatred, although they might not let themselves think it, was the conviction that in character, hier kom die saak nou uit, Joseph was better than they were. His ingenious frankness, his chaste spirit, and his pure life was a perpetual rebuke to their license, always rousing and dissatisfied and intolerant feeling against him. Josef het die lewe geniet wat God vir hom gegee het. Josef het 'n ander gees in hom gehad en hulle het hom gehaat, maar dit was omdat hy hulle oortuig het. Iets is nie reg in julle lewe nie. In hierdie opsig wys Josef vir ons 'n situasie uit waarmee hulle afstammelinge, die afstammelinge van hierdie 11 broers, eendag lank van toe af, ook die Here Jesus sou haat en verwerp. En ek verstout my om te sê, as Jesus in daai tyd moes leef, sou die broers Jesus net soveel gehaat het, as wat hulle Josef gehaat het. En nou is ek besig om 'n parallel te trek wat ons later baie duidelik gaan sien. James Montgomery Boyce sê, like Joseph, Jesus too was loved by his father. He too stood for truth. He too was the heir of vast domains belonging to his father. Yet, despite the beauty, joy, love, peace, and integrity that were always evident in his speech and actions, Jesus was hated by his own brothers, according to the flesh. And they gave him over to be slain. Ek sal byvoeg, to be crucified. Hulle wou hom gekruisig het. Hoekom? Want dis ons aard. Dis ons natuur. Soos die broers Josef gehaat het, is dit dikwels so dat ons iemand haat wat so heilig leef, wat so godvrugtig leef, dat dit iets in ons lewe na vore bring wat nie reg is nie. En dan haat ek daai ou, in plaas daarvan om te buig, in nederigheid te buig. Wat sê Jakobus is die regte ding om te doen? Verneder julle voor die kragtige hand van God. Hy gee genade aan die nederiges, die hoogmoediges weerstaan hy. So dit is wat ons moet doen as die Bybel ons oortuig van dinge wat nie reg is nie. Moenie beklei met die ou wat reg is nie. Gaan na die Here toe, buig voor hom, verneder jou voor die Here. Nou, die evangelie wat ons gaan sien in hierdie verhaal, leer al hierdie dinge vir ons. Die evangelie wys altyd na ons toe. Die evangelie in jou huwelik, die evangelie in jou verhoudings, die evangelie by die werkplek, die evangelie oral waar jy gaan, wys altyd terug na jou, want mense gaan teen jou sondig. Jy gaan teenoor mense sondig. Dit is hoe die wêreld is. Maar wat moet ek doen? Ek moet buig voor God en sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek is die grootste sondaar en ek moet verander. Ek wil meer gehoorsaam wees. Ek wil meer wandel in u lig, in die lig van u woord. Verneder jou voor die Here. Die evangelie leer ons, as jy sonde bely, hy gee genade. Hy sal jou daarvan reinig. Nou die laaste gedagte vinnig en dan gaan ek afsluit. Daar moet iets gesê word by die inleiding oor die hoofkarakter in die verhaal. En as ek sê die hoofkarakter, dan praat ek nie van Josef nie. As ek sê die hoofkarakter, praat ek nie van Jakob nie. As ek sê die hoofkarakter, dan praat ons nie eers van die volk Israel of iets nie. Ek praat van God. Die hoofkarakter in die verhaal is God. En u sal dalk vra, maar as jy mooi gaan oplet, die naam van God was nie eers gesien in ons teks wat ons gelees het nie. Die naam van die Here kom nie eers daarvoor nie. Gaan alles by die verhaal. So waar sien ek die karakter van God? Dis eenvoudig. Jy sien sy naam of sy wese in die drome. Jy sien die drome moes iewers vandaan gekom het. En as dit nie van God kom nie, van wie kom dit? Hy is die een wat in hierdie sin ingryp. Hy is die een wat praat. Hy is die een wat uitreik. Hy is die een wat sy plan tot uitvoer bring. Hy is die een wat geskiedenis buig. Hy lei koning se harte soos waterstrome net soos dat hy wil. En hy was besig om te werk in Josef se lewe. Hy was besig om te werk met die volk.
Hy was besig om te werk en al hierdie broers, hy werk op sy manier. Hy is die hoofkarakter want hy is soewerein. Daarom, as jy dink hoe hierdie situasie met die drome en die kleed en alles gebeur het en hoe dit eintlik net die slegte situasie vererger het, moet jy vra, hoekom het die Here dit gedoen? Dit was tog nie lekker vir Josef nie, dit was nie lekker vir sy broers nie, dit was nie lekker vir Jakob nie, hoekom sal die Here dit dan doen? En die antwoord is, omdat hy 'n plan het. God het 'n plan, en sy plan is om Israel in Egipte te kry, sy plan is om Israel daar te bewaar, en dan te verlos, sodat die evangelie uiteindelik deur hulle na die wêreld toe kan kom. Terwyl ons hierdie dinge sien en bestudeer, en ons gaan dit in detail uitmekaar uittrek, hoop ek u besef, dat die les wat ons hier moet leer is, God gebruik slegte dinge in ons lewe. God gebruik die negatiewe dinge in ons lewe, om sy doel te bereik. Dis hoe dit werk. Ons wil altyd dit hê soos wat ons dit soek, né? Ek moet gesond wees, en ek moet altyd ryk wees, en ek moet altyd dit hê, en soos wat ek dit wil hê. Dis mos my plan, en my plan is die beste plan vir my lewe. Is dit nie waar nie? Nee. Om die waarheid te sê, dis 'n teken van God se toorn, as hy vir jou altyd gee wat jy wil hê. Dis die grofste vorm van liefdeloosheid, as die Here vir ons altyd gaan gee wat ons wil hê. Hy bereik sy doel deur juis die moeilike dinge, die onaangename dinge, die skuurprosesse, die warm louteringsprosesse. God gebruik selfs ons sonde. Ek sê dit stadig dat jy mooi moet dink saam met my. Hy is nooit die outeur van ons sonde nie. En hy wil nie hê ons moet sondig nie. Maar selfs ons sonde vorm deel van sy plan om uiteindelik te word dit wat sy heilige doel bepaal het, moet gebeur. Die beste illustrasie is Jesus. Jesus is gekruisig. Dit was die ergste daad van goddeloosheid wat jy kan aandink, maar dit was God se plan. En hy gebruik die boosheid van mense om sy plan te bereik. Hy is nie die outeur van sonde nie, maar hy gebruik dit tot sy doel. Ek kan skaars dink aan iets meer bemoedigend om vir u te sê, as hierdie gedagte. Dat selfs slegte dinge, juis slegte dinge in ons lewe, onder God se beheer is. Hy het 'n plan. Hy is op pad met ons, ergens heen. Dalk beleef u op hierdie stadium dinge wat u net voel, ek het al soveel gebid, dit voel of die Here nie my gebede hoor nie. Ek het al soveel keer gevra, Here, ek soek dit nie so nie. En hoekom doen die Here nie wat ek vra nie? Die Here is soewerein en hy is besig om sy plan tot uitvoer te bring. As jy hierdie pynlike omstandighede beleef en jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Miskien is dit juis as gevolg van jou eie mislukkings of jou eie sonde wat jy deur hierdie dinge gaan. Word bemoedig vanoggend om te sê, Here, uiteindelik sien ek u hand. En ek kom na u toe in die wete, u sal my red. Die Bybel sê, as jy na die Here toe kom, sal hy jou nooit wegwys nie. Hy sal jou red. Hy sal in sy soewereiniteit, ja, selfs in jou sonde, sal hy jou genade gee. Omdat daar 'n groter plan is. En jy vorm deel van die groot plan van God, waarvan ons baie min verstaan. Daarom moet ons hom vertrou. Laat ek afsluit deur vinnig 'n paar net parallelle te trek, en dan is ek klaar. Dis nou in 'n slot. In ons verhaal is daar 'n groter verhaal wat ons moet raak sien, en dis Jesus. Hy beeld vir ons Jesus uit in Josef, wat fantasties is. Nou, baie mense sê, en ek is geneig om nader aan daai opinie te staan as die ander, want mense kan die Bybel soms gebruik vir enigiets, en dan doen hulle met die Bybel ook enigiets, en ek wil nie vir daai span speel nie, maar daar seker ouens wat sê, as die Bybel nie 'n tipe maak van iets nie, mag jy dit nie doen nie. En die Nuwe Testament sê nooit eksplisiet, Josef was 'n tipe van Jesus nie. Josef was 'n skaduwee van Jesus nie. Hy sê dit nooit eksplisiet nie, maar jy kan die parallelle nie mis nie. En ek wil weer sê, as jy dit nie raak sien nie, dan mis jy eintlik die rede waarom, 'n groot rede waarom die Here dit vir ons gegee het. Dink saam met my. Die verhaal begin mos met, dit is die geskiedenis van Toledoth in die Hebreëus. Hier is die geslagsregister van Jakob. As jy nou jare later die geslagsregister of die verhaal, die Toledoth van Jesus gaan oopmaak by die mees
Joodse evangelie is Matteus. Jy begin Matteus lees, hoe begin hy? Hier is die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Selfde ooreenkoms. Jy sien in hierdie verhaal, selfs met die bewoording, met die inleiding, die vervulling, die geskiedenis van Jesus. Dink saam met my. Soos Josef was Jesus 'n geliefde seun. Die Bybel sê hy kom uit die boesem van die Vader, wat beteken hy's in die hart van God. Hy's in die hemel, dis waar hy woon, met heerlikheid, baie heerliker as Josef se kleed. Baie meer voorgetrek as wat Jakob ooit met Josef kon doen, was Jesus in die hemel. Josef is deur sy broers verkoop om 'n slaaf te wees. Jesus is deur een van sy disippels verkoop vir 30 silwerstukke. Josef het onwillig Egipte toe gegaan. Jesus het gewillig uit die hemel gekom om namens ons te ly en te sterf. Josef se verhoging, jy praat van Josef, die diepste was, en hier soos nou, ek hoop jy ken die verhaal, anders gaan hierdie nou 'n bietjie van 'n pretbederwer wees, maar hy gaan op 'n stadium in die tronk sit vir 2 jaar. Dis 'n laagtepunt. In enige ou se bestaan is dit nie 'n hoogtepunt as jy in die tronk is nie. Maar vir Josef is dit soos 'n laagtepunt. Die verhoging uit daardie diep donker tronk is 'n tipe, 'n beeld van Jesus se opstanding uit die graf. Hy word verhef, die regterhand van Farao. Jesus word verhef, nie regterhand van een of ander koninklike Farao of een of ander menslike koning nie, maar die regterhand van God, die Vader in die hemel. Josef, 'n wonderlike man, nie perfek nie, maar ons kan na hom kyk, baie voorbeelde in sy lewe sien, ons kan hom bewonder, ons gebruik hom as 'n geloofsheld. Jesus volmaak in elke opsig. Niks wat jy daar kan sê, hoor jy, moenie daarna kyk nie. Hy was in alles vlekkeloos, die lam van God. God het Josef Egipte toe gestuur met die hoofdoel, hy het gedink aan sy broers. Dit was om die volk te behou, dit gaan ons later sien in die verhaal. Dit was om die volk te beskerm en te behou, dat hy Josef vooruit gestuur het. Toe God Jesus, sy seun, aarde toe gestuur het hy aan ons gedink, sy broers. Hy het aan jou en aan my gedink, alhoewel ons sondaars is, sodat ons kan lewe, dat ons deur die Here Jesus kan leef. Die seun van God het gekom. Hy het gesterf, opgestaan uit die dood, en hy lewe aan die regterkant van die Vader, sodat hy my kan red. Nou kom ons wees vinnig realisties. Weet jy wat doen Josef nou? 'n Kalender is nie meer van toepassing vir Josef nie, want hy's nou in heerlikheid. Maar weet jy wat doen Josef nou? Hy aanbid Jesus. Hy's in heerlikheid by die Vader. Sy verhaal is geskryf sodat u en ek wat nog aan hierdie kant van die graf is, Jesus sal vertrou en hom sal aanbid. En ek moet afsluit deur vir u te vra, het jy al jou vertroue in die Here geplaas? Dis 'n element van geloof wat ons baie keer miskyk. Mense sê baie maklik vir my, nee, ek glo. Waar is jou vertroue? Het jy al jou vertroue in hom geplaas om jou te red, om jou te verlos? Besef jy, moet ek dalk eers vra, dat jy 'n verlosser nodig het? Die meeste van ons dink, wel, ek is nie so sleg nie. Jy's sleg genoeg om hel toe te gaan. Jy's nie goed genoeg vir die hemel nie. Dis die evangelie, dis die begin van die evangelie. Jy kan nooit goed genoeg wees nie. Maar Jesus het gesterf, hy's opgewek, sodat hy vir jou voorspraak kan maak. En deur hom word jy gered. Besef jy dit? Het jy al jou vertroue in hom geplaas? Besef jy dat jy 'n verlosser nodig het en dat hy daar is? Dis waarom ek vir u Josef wil wys, dat u Jesus kan sien. En ek hoop dit maak vir u sin. In hierdie tyd vorentoe gaan u uitgedaag word. Karakter, geestelik, prakties. Ek is 'n praktiese ou. Maar ons gaan vir die volgende klompie weke die Here Jesus sien. Hy is die een wat ons moet bestudeer. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, wat 'n verhaal. Selfs net die inleiding voel ek ons skuur eintlik net die oppervlakte. Daar's soveel wat ons meer kan sê,
Wat 'n verhaal, wat 'n manier waarop U vir ons die evangelie wys. Ons wil ons verlustig in U woord. En ek is opgewonde oor die lewe wat ons gaan bestudeer, die lewe van Josef. Nie net omdat ek van kleintyd af lief was vir Josef en hou van hierdie verhale nie, maar bo alles omdat U aan ons getoon gaan word. Laat ons Jesus sien. Ons wil soos Saggeus moeite doen. Ons sal as dit moet in 'n boom klim. Ons sal onsself verplig. Ons sal onsself dissiplineer om te kom en te luister, want ons wil van Jesus hoor. Ons wil Jesus sien. Hoe nodig het ons dit nie in ons tyd nie? Ag, tussen al die ander dinge wat ons hoor en sien, gee vir ons meer van Jesus. O Here, sal U verheerlik word in die waarheid wat ons van U bestudeer. Seën ons as ons uitmekaar uitgaan. Help ons om getrou te bly. Werk U in ons deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n lied wat die Here